As hy goeiemôre PPK is in area. Kom ons staan lekker op. Draai bietjie, waai bietjie vir mekaar, groet mekaar so bietjie. Kom ons nader net tot die koning van alle konings, die God van deurbrake, die God van wonderwerke. Amen. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all. Gloei dit volgend. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. Glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your love. I sing for all that you've done for me. Whoa, whoa, who breaks the power of sin and darkness? His love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. I sing for all that you've done for me. Oh, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That
Spreek dit oorwinning. Vandag oor elke situasie, triomfering. Ons sê net ja en amen op die beloftes, Vader. Ons nader net tot die Vader. Ons weet wanneer ons fokus skuif na U toe, Vader, dit is hoe ons battles wen. Wanneer ons die loof en prys op daai oomblik wanneer jy die minste so voel, dis waar die deurbraak kom. Amen. This is how I fight my battles. 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 This is how I fight. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Verklaar dit die woorde oor jou lewe vandag. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. This is how I fight. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Spreek dit. This is how I fight my battles. 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 This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, it may look like I'm surrounded. This is how I fight my battles. 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 Ons vat oorwinning. Ons vat oorwinning. Jesus. My victory is in Jesus' name. My victory's 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 Kom ons lig ons stem op vir die koning van alle konings. My victory's in Jesus' name. Oh, my victory's in Jesus' name. Oh, my victory's in Jesus' name. My victory's in Jesus. This is how I fight, and this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. My victory's in Jesus' name. My victory's
Kerk, kom ons het ons hande in die lig en verklaar hoe groot is God, halleluja. Hy is ons alles en nog meer. Hy is ons blinke môre ster, ons lelie van die dale, want ons God
niks onder hierdie aarde, op hierdie aarde, bo hierdie aarde kan vergelyk met ons God nie. Halleluja. Ons maak U werklik groter in elke omstandighede van ons waar ons is, Vader. U volheid, U waarheid, U heerlikheid, Vader. Halleluja. Ons dankie vir U goedheid, ons dankie vir die grootheid, Vader. Dankie Meester dat U accelerate in elke situasie, in elke persoon se lewe en dat U net groter word en die probleem al hoe kleiner, die uitdaging al hoe kleiner en U al hoe groter, Vader. Halleluja. Want ons eer U. Come on church, let's praise the groot God. Halleluja. Kom ons loof hom. Halleluja. Because He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Oh, thank you, thank you, thank you, God. We praise you. Vader, ons aanbid U vandag en dat hierdie diens absoluut onvoorwaardelik oorgegee word aan die Heilige Gees. Dat die woord ons sal lei, dat die woord in ons harte sal inspreek. Ons kom vandag voor U Meester en ons open ons harte, ons wese en ons verwelkom U teenwoordigheid in hierdie plek. Ons dankie dat U hier is. Ons dankie dat U woord verklaar dat ons nooit alleen sal wees nie. Ons verklaar dat U ons hand hou en niemand sal ons uit U hand uitdruk nie. Ons verklaar ook Meester dat U is die Alfa en die Omega. U is die begin en ook voleindig U elke lewe, elke situasie. En dankie Here dat U 'n oplossing gee vir elke lewe, dat ons U daarvoor kan loof en kan praise. Maar nog meer wil ons U naam oplig. Ons wil U verheerlik vir wie U is, want U is ons God, U is ons liefde, U is ons bron van liefde. Halleluja. U is ons alles en nog meer. Vader, woorde ontbreek sodat ons kan verklaar hoe groot U in ons lewens is. Halleluja. Ons woorde skat ontbreek om te kan verklaar hoe ons U liefhet en hoe U ons alles is. Ons prys U Meester. Dankie Vader vir U liefde. Dankie vir U liggaam Vader wat saam met U loof, saam met U aanbid en saam met U praise. We praise you God. We love you Jesus. Thank you God. We love you Jesus. Thank you Jesus. Amen. En amen. Halleluja. Is God nie groot nie? Halleluja. Kom ons gee maar lekker lofoffer. Halleluja. Praise sy wonderlike naam, sy heilige naam. Loof die Here. U kan die sitplek neem. Baie baie dankie. Loof die Here. Lekker om saam met die praise and worship van die naam van die Here groot te maak en om al die lof en al die eer te gee. Halleluja. Baie bly om te sien ons dienste gaan net nou weer aan die gang en kom net weer oop en oper sodat ons die werk kan doen van die Here en baie siele kan wen. Halleluja. Kan nie wag vir die grens om oop te maak sodat ons buitewerke ook aan die gang kan kry. Loof die Here. En maar verder gaan dit goed met daai gemeente. Hulle groei en hulle hou dienste, hulle hou my op datum, ek kry foto's en alles en so ek is opgewonde vir wat die Here doen. Amen. Halleluja. Sê gou vir die ou landsjou, verwag groot vanmôre. Halleluja. Verwag groot. Halleluja. Ek kan baie luister gisteroggend so worship teaching, is so 'n hele ding wat hulle gekoop het rondom worship en die pastor daar sê, ek kan net nie altyd die name onthou nie, ek ken hulle so goed al die oorseese ouens nie. Daai pastorie was baie deesdae wat opkomend is. En hy sê toe nogal vir my 'n waar ding terwyl ons nou hierdie ook sing dat hoe maak jy God groot? Kom ons maak sy naam groot. Hoe maak ons God groot? Want hoe kan ons God groter maak as wat hy is? Come on, help my gou. Dink dit gou dan, God is al klaar, unlimited. So, hoe maak ek en jy God groot? Ons kan nie, ons God is tog, hy's verhewe. Daar's niks wat kan vergelyk met God nie. Die Bybel sê, maar selfs die soem van sy kleed vul die hele tempel wat saam is. Ek meen, daar's nie 'n manier dat ons God groter kan maak nie. Maar wat wel is, ons kan God groter in jou lewe en in jou omstandighede maak. Jy sien, dit is eintlik die konteks wanneer ons praat van maak God groter, maak jou krisis en jou probleem kleiner. Halleluja. Maak dit so 'n bietjie sin. Halleluja. My baie mooi gestel, hoef die Here. Ek het gedink ek noem dit gou vir u ook. Elke keer as jy dink maar ons God is groot en ek maak hom groter. En nou hoe maak ek hom groter? Halleluja. So ek wil vandag met u praat ompad, maar nie verdwaal nie. Jy weet, baie keer in ons lewe het ons paaie, het ons ompaaie. Nou wie van u weet jy het al 'n ompad in jou lewe geloop om te kom waar jy vanmôre is? Halleluja. Hallo. Wie van u weet dat jy dalk vir jouself sê baie keer maar ek kon verder gewees het as ek net lankal terug al meer na die stem van die Here geluister het. Hallo, is jy by my?
Nou, en baie keer gaan ons ompad deur. En nou, ons het jare terug, toe ek tot bekering gekom het ons 'n koortjie gesing, Wasted Years. Nou, ek het op 18 tot bekering gekom, en ek het 'n gevoel op 18, het ek dadelik 3 maande later begin preek, en ek preek vandag nog, en ek het studeer 5 jaar, en ek vandag al 26 jaar, 27 jaar in die voltydse bediening, en ek het daai tyd gevoel, Wasted Years. My hele hoërskoolloopbaan het ek nie die Here gedien nie, en ek het alles gedoen, ek het vriende gedien, ek het aansien gedien, en ek het al hierdie goeders gedoen, maar, en op 'n keer voel ou, jy maar ek kon dalk vroeër dit gedoen het, en dalk voel jy ook vandag so, ek loop ompad, of ek is dalk nou op 'n ompad, maar nie verdwaal nie. Jy sien, solank jy weet dat selfs op die ompad is jy nie alleen nie, en dat jy nie verdwaal nie, want dis die belangrike ding, ek gaan graag dit vandag met u deel, en dit is om nie die pad net buister te raak. Dit beteken dat ek heeltemal nie weet waar ek is nie. As jy by my, ek onthou jare terug toe ons nog toe ek nog nie selfone gehad het nie. So ek is regtig so oud voor selfone se tyd is ek, as julle nou gewonder het. En ek onthou ons het daai tyd dan doen ons huisbesoek. Ek en Lise en Bernie was ek dink nog alleen daar gewees, en dan het ek onthou altyd hoe het ons huisbesoek met hom gedoen. Pa, ma, niemand was naby nie, niemand kan na die kind kyk nie. Ons ken ook nog nie soveel mense, maar ons het 7 mense in die kerk. So ek moet maar die saamvat, en ons bou. En dan moet ons baie keer so om die huis ry, so 3-4 keer om die blok, en voor ons by die mense ingaan, en daar was aande gewees wat ons nie verder kon huisbesoek doen nie, om verskoning vra en huis toe gaan, want hy wil nie ophou mou nie, dan ons by huis toe gaan. Maar ek onthou een spesifieke aand, hoe ons met daai padkaarte, wie het nog so 'n padkaart, so dik boek van waar jy moet ry en hoe jy moet ry. Wie weet om daai kaart te lees? Gaan na bladsy 43 en L7, daar so is daai straat. Nou, ek kom regtig uit daai tye, uit daai boektye, nê. En ons het een aand so verdwaal, en ek kry nie aan mense se huis nie, en ek het nie 'n selfoon om hulle te bel nie, so hulle dink dit hierdie pastoor, hy laat weet, hy kom net glad nie daar uit nie. En die ergste, ek moes eers die volgende dag jou bel, want ek het net sy kantoornommer, en sê, sorry, ek het nie uitgekom nie, want ek kon nie die plek kry nie. So daai aand het ek verdwaal, sonder om met my bestemming uit te kom. Nou, dalk het u dit ook al in die lewe gekry, maar wanneer ons geestelik loop, wanneer ons die pad van die Here loop, is dit so belangrik dat ek nie so verdwaal en so van die pad afraak, dat ek nooit weer die pad terugkry nie. Hallo, is jy by my? Dat ek nie weer by die einde kan kom of my eindbestemming verloor nie. Jy weet, dis belangrik om te weet dat God nooit die eindbestemming verander nie. Hy het nooit die assignment verander nie. Selfs al is daar 'n bietjie openhoud, hy het die assignment nooit verander nie. Ek meen, toe Jesus aarde toe gekom het hy gekom om aan die kruis te sterf en my en jou sondes te betaal, sodat ons kan lewe en dat hy dood en lewe in sy hand kan neem. Daar was baie terugslag, daar was baie, op 'n stadium wou hulle hom afgooi van die afgrond, en hulle wou hom stenig, hulle wou baie goeders met hom doen, en maak nie saak nie, hoeveel uitdagings daar was, die assignment het nooit verander nie. Is hy by my? Halleluja. Paulus, met al sy in die gevangenis, en wat hy ook al mee gedoen is, en hulle hom geslaan het, en hom verwerp in die tronk gegooi het die assignment, die doel, het nooit verander nie. Wel 'n ompad, 4 jaar in die tronk, maar in die tronk het hy 'n wy gekry, om briewe te skryf, om steeds die koninkryk in die liggaam van Jesus te bedien, al is dit net uit briewe uit, halleluja, al is dit net uit gebede uit. Want Paulus sê vir hulle, ek dink aan julle, wanneer ek aan julle dink, dank ek die Vader hiervoor, dank ek die Vader dat julle dit doen. So wat het hy gedoen? Miskien 'n ompad, miskien 'n 4 jaar in die gevangenis, en ons kan nou sê, maar, wow, Here, haal hom uit die gevangenis. As hy daai 4 jaar op straat was, en hy kon die mense bedien, kan jy dink hoeveel groter impak kan hy maak? Jy sien, al is daar 'n bietjie 'n ophou, al is daar 'n bietjie 'n 1 tree en 'n 3 tree terug, vir die wat laas week hierso was, maak dit nie saak nie, want ons weet dat ons weet, come on, halleluja, ek my eindbestemming, en dit waarna toe ek op pad is, dit verander nie. So wanneer die tye moeilik raak, en jy voel dalk nou, ek raak nou bietjie moeg vir hierdie, solank jy net weet, al is dit 'n ompad, moet jy net vir jouself kan weet en sê, dat die einddoel het nog nie verander nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En as daar 'n finansiële situasie kom, as kom 'n werk verloor, of wat ook al, dan beteken dit, gee nou sommer net op, en nou gaan ek nie meer saam met God nie, nou gaan ek nie meer hemel toe nie, nou gaan ek nie meer in ewige lewe nie, ek gaan nou nie meer my plan van God in my lewe volg nie.
Want jy sien, as God ons geroep het, het hy ons geroep. As hy jou in die koninkryk geroep het, en God het gesê, Bernie, dit is wat ek wil hê jy moes doen, het ek ook in my lewe, toe ek 18 was, toe ek bekering kom en die Here my gered, en hy het my geroep, en ek onthou hoeveel kere, selfs toe ek in die bediening was, hoe die vyand oor my skouer kom sê het, los hierdie, doen, gaan, verander jou doelwit, verander jou assignment, solank as die situasies kom, net nie daardie eindbestemming van jou, die plan, dit wat God in jou lewe het, moenie dit verander nie. Hallo, is jy by my? En as jy dalk verdwaal het van daai plan, of is dit belangrik om vanmôre weer terug te kom op daai plan in jou lewe? Het te sê, Here, al het ek 'n omdraai, al het ek 'n bietjie langer geloop, al het ek bietjie 2 blokke ompad geloop, at least kom ek daar uit. Hallo, is jy by my? Loof die Here. En ek wil vandag vir u praat, ompad maar nie verdwaal nie. En daarom wil ek Matteus 16 vers 18 en 19 wil ek graag vir u mee begin. So dit is Matteus 16. Daarna gaan ek in Nehemia 4 in, en daar gaan ek 'n ruk bly. Maar ek wil hê jy moet vir my by Matteus 16 verse 18 en 19 wil ek gou vir met u gesels. Halleluja. So ons bring ons lê nog net gou 'n bietjie basis. Hierdie was die stadium toe dit geopenbaar is. Wie is Jesus? Hierdie is aan Petrus verklaar of oopgemaak en om Simon Petrus om te sê maar wie Jesus is. Maar hierdie is 'n pragtige gedeelte want Jesus vra maar wie is ek? Wat is ek? En toe daai openbaring kom van wie hy is en wie Jesus is en hoekom hy hier is daai wonderlike oorwinning wat daarmee saamkom. Want kom ons lees daar in die 18de vers. Hy sê ek sê ook vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. So onmiddellik kom Jesus in die eerste openbaring. Toe Petrus sê, maar Jesus die seun van die lewende God. So ek gaan nou nie, ek spaar tyd, ek kan daar van vers 13 af gaan lees, en gaan sien toe die openbaring deur Petrus kom. Maar toe daai openbaring kom, toe kom Jesus en sê, wow, nou kan ek my vestig, ek gaan nou die visie uitspreek oor my disippels, en oor hoekom ek hier is. Dis die assignment wat er nog altyd was. Maar hy het gewag tot het Vader het in die hart van hulle openbaar, sodat hy dit kon bevestig. Jy sê maar as Jesus dit vir hulle gesê het, het hulle 10 de mekaar gekrap. So hy het eers gewag vir die openbaring om te kom, en toe sy preek kom, toe sy woord kom, toe vereenselwig dit en maak oop. Come on mense, dis hoekom dit baie keer as jy 'n woord van die vooraf hoor, of wherever, as 'n pastor vir jou preek, of iemand preek vir jou, bring vir jou woord, of daar kom 'n boodskap, baie keer voel jy, as hy boodskap inkom, dan voel jy sommer, wow, hierdie goed weet ek voel sommer, dis deel van my. Jy sien hoekom? Want God het jou gees al lankal inspraak gegee, en al wat ek byvoorbeeld hier van vooraf doen, ek connect met die inspraak van dit wat God reeds vir jou gegee het. So sy gees bevestig. So Petrus het lankal in sy hart ontvang, maar hierdie is Jesus, die seun van die lewende God. Daar's baie ander stemme, daar's baie ander ompaaie, maar hierdie is Jesus, die seun van die lewende God. En wat gebeur toe Jesus het kom te sê, nou kan ek my deel en my visie inbring en vertel. En hy lê die eindbestemming, die einddoel lê hy klaar vas en vir die kerk. Hy sê, en jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat is die woordjie sal nie? Halleluja, sal dit nie oorweldig nie. So wat kom basically? Hierdie is my kerk. Jesus sê eintlik dat ek bou my kerk op die rots, op watter? Op hierdie openbaring vir die wat daai preek gehoor het. So dis nie op Petrus wat hy hom bou nie, want hy is 'n mens. En Petrus gaan verby op die aarde, was 'n sterwingsdatum vir Petrus gewees. Hy kan nie tot vandag toe daar gewees het nie. So ons kan nie dat die hoeksteen of dat die rots wegval nie. Hierdie was gebou op die openbaring. So Jesus sê, ek bou my kerk op die openbaring, op die rots, dat ek bou my kerk. En niks sal dit oorweldig. Die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wie kan 'n amen sê daarop? Halleluja. Sê 'n bietjie vir ou landjie, 'n bietjie amen sê, ek wil jou hoor. Dit het nie verander nie. In vers 19 kom verder en sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Ek gaan dit vir jou gee, ek gaan dit nie wegneem nie. Al gaan dit 'n omdraaipad, maar jy gaan dit kry. Jy sien die sleutels en die authority vir ek en jou op aarde het nog nooit verval nie. Vader het nie nou besluit, ek gaan nou nie meer hierdie autoriteit vir jou gee nie. Nog nooit het Vader gesê, maar ek gaan nie meer hierdie vir jou in jou lewe doen nie.
Dis waarom 'n profetiese woord oor jou lewe, wanneer God 'n profetiese woord oor jou gespreek het oor jou lewe, is dit al wat daarvan af gaan afhang, is of jy dit gaan vat en of jy dit gaan glo en gaan uitlewe. Maar God gaan nie sy woord verander nie. Want hy het die woord gespreek, en as God dit oor jou gespreek het, beteken dit, hy het die potensiaal in jou gesien, God het dit oor jou lewe gespreek en bevestig in jou hart. Jy het dit gevat en jy sê, Jesus Here, ek gaan hierdie bediening of hierdie openbaring in my lewe uitleef. Want nou sê hy vir my in vers 19, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Ek gee dit vir jou. Saam met die rots en die openbaring van die kerk wat gebou word op die rots en die doderyk sal dit nie oorweldig nie, gee Jesus vir my en vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele. Kom aan, asof jy die sleutels soek en skit, jy het hom, hy's in jou hand. Jy is deel van die kerk wat gebou is op die rots, op hierdie openbaring van Jesus Christus is die seun van die lewende God. En Jesus bou die kerk, hy het die sleutels in sy hande. Toe hy die dood vat en toe hy lewe, toe hy sterf aan die kruis, toe hy wat gaan doen? Hy het die sleutels van die doderyk gaan neem, hy het dit syne gemaak. Die mag van lewe en dood is in die hand van Jesus, halleluja. En hy sê in die kerk se openbaring, gee dit vir my en vir jou. Dit het nog nooit verander nie. Net omdat jy besluit het, of ek iemand besluit, of mense besluit, dat ek wil nou nie meer die pad van die Here loop nie, of ek wil nie meer my bediening loop nie, of ek wil nie meer my roeping van God lewe nie, of ek wil nie meer in die koninkryk, beteken nie dat die assignment het verander nie. Die sleutels is nog steeds beskikbaar, en die rots staan nog steeds bankvas, en die doderyk sal nog steeds nie die kerk van die Here Jesus Christus oorweldig nie. Ag, kom, kan ons God 'n lofoffer gee daarvoor. So sou mens omdraai, en sou mens besluit om dit nie te volg nie. Nou, God gaan nie dit doen nie, halleluja, want hy sê klaar, dit is die openbaring. Jesus het die eindbestemming van die kerk alreeds gespreek, hier toe hy dit vir Petrus sê, die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek gee aan julle die sleutels, halleluja. Ek gaan hom weer net van vooraf lees, vers 19. Hy sê, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Is daar maybes? Is daar miskiene? Ja, vir wie is hierdie woord gespreek? Vir mens, of is dit vir in die openbaring gespreek, vir die kerk van Jesus Christus? As ek en jy nie, as jy nie die sleutels wil opneem nie, die sleutels gaan daar bly. Ek vertrou die Here dat iemand in hierdie plek, halleluja, en iemand wat hier luister, dalk almal as ek vir my kan vraatsig raak, halleluja, vat hierdie woord en sê, maar ek het die sleutel, ek het die authority, ek het die mag van lewe en dood en wat ek kan spreek, en dat dit wat ek bind sal in die hemel gebonde wees, en dit wat ek hier ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Dis die klas authority wat Jesus gegee het aan die kerk deur sy Vader. Daarom kan ek en jy die werk van die vyand vasbind. En as jy dit hier vasgebind is in die hemel vasgebind. Kom ons maak die vyand baie sterker. Ons kan nie sê die duiwel is sterk omdat die kerk swak is nie. Hallo? Ons kan nie sê dat die vyand is magtig, omdat die vyand is sterk, en die vyand kan hierdie goeders doen nie. Alhoewel die vyand kan sterk wees, is wanneer ek en jy swak is. Want die woord het vir my gesê, die openbaring het gesê, dat niks sal hierdie rots, hierdie kerk van Jesus Christus, niks sal hom oorweldig nie. As ek en jy toelaat hy van ons oorweldig, sal die kerk nie oorweldig wees nie. En dan sou ons dit nie maak nie, of sal ek en jy besluit om ons assignment te verander, God se assignment het nog nooit verander nie. God se doel wat rondom die kerk het nog nooit verander deur Jesus Christus nie. En wat ek en jy in jou hande het, kom en maak jou oë toe en sien jouself in die gees. Hoe vat jy daai sleutels in jou hand? En jy weet in Christus Jesus is jy deel van hierdie kerk wat gebou is op die openbaring, die rots, Jesus Christus, die seun van die lewende God. En terwyl jy die sleutels in jou hand vashou, besef dat alles wat jy hier bind kan gebonde wees in die hemel en alles wat jy ontbind kan ontbonde wees in die hemel. Dis die klas autoriteit wat Jesus gegee het aan die kerk, aan sy liggaam, wat die doderyk nie sal oorweldig nie. Amen. Halleluja. Sy maak het jou nie opgewonde nie, te weet dat ek het soveel authority. Nou Nehemia 4, kom ons gaan kyk gou Nehemia 4. Nou hierdie gedeelte het ek lank terug oor gepreek, ek kan nie onthou watter jare nie, halleluja, maar ek weet ek het lank terug jare oor dit gepreek, halleluja, maar dit kan 10 jaar terug plus wees. Maar dit is 'n baie bekende gedeelte in Nehemia 4, en dit is waar hulle hierdie muur herbou het, of weer opgebou het.
Hierdie is die samenswering van die vyand, Nehemia wapen die volk, bewapen of wapen die volk. Nou, dit is vir my interessant, dat wanneer God ons bewapen, is dit nie noodwendig met wapens nie, want die bewapening van God gaan eintlik meer gepaard met geloof, gaan meer gepaard met boldness, om sy volheid te vat. Come on, help my, want al gee God vir my nog 3 spiese in my hand, as ek nie authority vat nie, help spiese my niks in my hand nie. Dis waarom op 'n stadium het God die openbaring gegee, laat die spiese agter staan, sit die sangers voor, loof julle my net, julle hoef niks te doen nie, ek gaan julle wys, halleluja, hoe ek eintlik vir julle die oorwinning gee. God sê eintlik of die sangers voor of die spiese voor is, wat ook al voor is, as ek die assignment gespreek het, come on, help God vir my, come on, kan jy sien in die Ou Testament, wanneer God vir sy volk gesê het, julle gaan hulle oorweldig, trek op, ek gee hierdie vyand in julle hande. Het God nooit die assignment verander nie. Want hy gaan hulle empower, hy gaan hulle krag gee. Selfs al moet die sangers voorwees in die kruismanne agter. Die woord het gesê, ek oor julle oorweldig hulle, julle gaan hulle wen. Niks gaan julle oorweldig nie. En as God het gesê het, gaan dit so wees. Nog nooit dit verander nie. As God vir jou woord in jou lewe gegee het, dat ek is met jou en ek hou jou hande, niemand sal jou uit my hand uitruk nie, gaan dit nie verander nie. Dis wel ek wat dit glo, wat anders kan glo, of ek wat dalk kan omdraai, of ek wat in my ompad heeltemal nie verdwaal nie, maar heeltemal die eindbestemming mis. Jy weet, dit is oké om nou en dan te struikel, solank jy net elke keer weer opstaan. Solank jy net een keer meer opstaan as wat jy gestruikel het, dan weet ons jy's op jou voete. Hallo, is jy by my? Daarom weet ek, daar's baie godsmanne wat dieselfde deur gegaan het, maar nog steeds gesê het, Vader, hier gaan ek gaan dit doen. Selfs Dawid het foute gemaak, maar hy het nog steeds koning geword. Selfs toe hy koning was, foute gemaak, maar hy het steeds die eindbestemming van God deurgeleef. Nou sien ons in Nehemia 4 vers 6. Ek gaan van daar af lees en ek spaar ek weer eens tyd, want dit is 'n redelike gedeelte, so u kan my volg of net soos wat u daar u woord daarvoor u het. Nehemia 4 vers 6 tot 11 sê, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Ja, ek kan eintlik net daar stop. Ek kan amper net daar stop. Want die bou van 'n muur of die bou van die werk van God hang af of jou hart daarin is en of jou hart nie daarin is nie. Hierdie kerk en hierdie liggaam en hierdie deel van God se koninkryk kan 'n sukses wees as ons hart daarin is. Of as ek net daar vir een of ander voordeel, wanneer ek die koninkryk van Jesus Christus bou, beteken dit wanneer my hart daarin is en dit wat ek bou, gaan ek dit doen. Wanneer jou hart in 'n saak is, sal jy gaan verder as wat enige ander een sal gaan om te doen en te bereik wat jy besluit het in jou hart om te bereik. Of dit nou wat ook al is, as jy in jou hart besluit het, maar ek gaan hierdie doen, en jou hart staan dit vol, sal niks jou stop nie. Omstandighede sal jy oorbrug en sal oorkom, want jou hart trek jou. Jy sien hierdie volk, hoekom hierdie muur gebou is, en omdat hulle deur die samenswering van die vyand kon staan, is omdat hulle hart in hierdie saak was. Dis ook wat baie kere sê, wanneer ons liggaam bou en selfs ons bestuur van ons gemeente, beteken dit dat of ek is in dit, of ek is nie in dit, of ek is in die koninkryk van Jesus Christus, of ek nie in die koninkryk van Jesus Christus nie. Ek en u gaan nie die eindbestemming van die liggaam of van hierdie gemeente kan anders maak nie, halleluja, want sou ons verdwaal en verbuisted raak, sal God net 'n nuwe man en vrou kry, of nuwe ons kry, wat wel die pad kan volg, halleluja, is hy by my, want ons staan op die belofte, en God het dit nog nooit verander nie. Jesus sê, ek bou my kerk, en wie gaan dit keer, halleluja, nie ek of jy nie, niemand gaan dit keer nie, halleluja, Jesus het dit uitgespreek, my kerk sal staan. Hallo, is jy by my? Vers 16, maar ons het die muur opgebou, en die hele muur is tot op die helfte herstel, en die volk was met hulle hart in die werk. Vers 7, maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Amorite en die Asdodite hoor dat die verbeterings aan die muur van Jerusalem vorder. Jy sien, sodra daar groei is, sodra daar 'n opvlamming is, sodra jy groei in jou gees, wie is die volgende ou wat opstaan? Hallo? As jy nie ten minste eenmal 'n dag in die duiwel vasloop, moet jy weet jy loop in dieselfde rigting. En jy wil in dieselfde rigting as die duiwel loop nie. So dit beteken, as jy nie winde in jou lewe het, beteken jy is nie 'n bedreiging. So wanneer daar aanslag, wanneer daar aanval is, wanneer dit aankom, beteken dit eintlik daar's groei. Maar ons leer mos, wanneer daar aanvalle is, dan beteken dit eintlik raak is van die pad af. Het jy al daaraan gedink dat daar aanval is dit eintlik omdat jy op die pad is.
Hallo? Sê vir hallo. So baie kere wanneer hierdie goedes kom, toe hierdie ouens begin bou en die muur begin op sy helfte kom. En die oomblikke vandag van baie kere wat ons sien in die kerk, as ons bou en die berg kom tot die helfte en die wiele kom so 'n bietjie af en die kom dinge af, dan soek ons gou die culprit. Wie is in sonde? Wie is die oorsaak dat hierdie ding nie meer bou nie? Weet jy dan gedink dat dit eintlik is omdat ons besig is om die regte ding te doen en dis om die vyand opdaag. En as dan die vyand nie daar is, as nie aanslaan nie, moet jy weet jy's besig om niks te skuif nie. Want toe hierdie ouens die muur bou en die werk begin vorder, onmiddellik het die hele vyande almal uitgekom om hier te kom. Kom ons kyk gou 'n bietjie verder. Al daai vreeslike name, die B-gedeelte sê dat die skere begin toeraak het hulle baie kwaad geword. As ek en jy in die liggaam van Christus soveel meer hierdie plan van God en die eindbestemming begin vat en die skere word die vyand baie kwaad. Wie like dit om die vyand kwaad te maak? Aha! Kom aan, help my gou. Nee, ek los hom, maar los hy my. So wat beteken dit? As jy die werk van God doen, die eindbestemming, maak jy die vyand baie kwaad. Shame. Ek weet nie van nie, maar ek wil hom kwaad maak. En dit is onvermydelik. Want as die werk gaan groei en die skere gaan toe word, gaan hy kwaad word. So as jy die vyand nie wil kwaad word, jy moenie bou nie. En dis nie 'n assignment nie. Die werk van God is dat die kerk juis moet groei. Die werk van God is dat jy juis tot jou volle grootte in Jesus Christus moet kom, tot die mate van die volle grootte. Die werk is juis dat jy jou gawes moet opneem en die gawes jou deel, maar dis die werk van God wat moet doen. Maar wanneer jy dit gaan doen, gaan jy die vyand baie kwaad maak. Maar weet jy wat? Het ek nie nou vir jy gelees in Matteus 16 het gesê, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk en dit wat jy hier bind, sal in die hemele gebonde wees. So die vyand kan maar kwaad raak, hy kan sy toys uit die kot gooi, weer teruggooi, oor die muur gooi, en hulle breek, halleluja, ek en jy, as die assignment in die kerk, het die sleutels van die koninkryk in ons hande. So ons bind sy werk, ons maak het vast, en ons bou verder. Kom ons kyk wat het hierdie ouens gedoen, halleluja. Nou as ek vers 8 sê, maar hulle het almal met mekaar in samenswering gesmee, om teen Jerusalem te gaan veg, en daar verwarring te stig. Jy sien die vyand hierso weet, hulle is nie sterk genoeg om hierdie volk aan te vat nie. So nou kom hy met 'n sleeplan. Kom maar, wie van die weet die vyand is nie sterk genoeg om ek en jou te verslaan nie. Hy het nie die kapasiteit nie. Dis hoekom hy jou moet manipuleer om jou authority oor te gee. Ag nee, kom maar, ek sê soveel diep goed, ek het verwag vir 3 amens. Jou mond gaan droog word as jy nie amen sê nie. Jy moet amen sê. Sê bietjie amen. Halleluja. Klap gou jou langs en sê met amen sê man, ek wil jou hoor. Wat is jou fluister nie? Halleluja. Want dit klink asof jy nie glo wat Bernie sê nie. So wat gebeur in hierdie gedeelte? Hulle het almal met mekaar in samenswering gesmee. Hulle het om teen hulle te gaan veg, maar wat te doen? Nie teen hulle eintlik te veg nie, verwarring te saai. En wanneer hulle verwarring saai, dan weet ons die vyand kan hulle manipuleer om hulle authority oor te gee, om nie die sleutels te gebruik wat hulle reeds het nie. Vers 9 sê vir ons, maar ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit dag en nag. Beteken dit nou dat hulle God nie glo nie, dat hulle nie vertrou nie, dat hulle bang is vir die vyand? Nee, daar is seker goed wat ek en jy moet doen en God will do the rest. Jy kan nou nie net alles oorboord gooi en sê nou kan ek maar net doen wat ek wil nie, want my God het gesê hy gaan my beskerm nie. Hallo, is jy by my? Ek kan nie Randfontein ry op pad Kreersdorp toe Key West toe, want ek is laat vir my hare afspraak. Naals afspraak, noem dit net wat. Maar as het gelukkige haarkappers hier in die gemeente, so hulle sal jou kan help, jy hoef nie Key West toe te ry nie. Maar in elk geval, en ek so pad soen toe, en kom daar eerste Robert, maar ek is eintlik laat, en hy Robert staan rooi, en ek gee net vet, en ek sê, yes Here, u woord sê dat u my sal beskerm, dat ek my voet teen geen klip sal stamp nie, en ek gaan vir daai rooi lig, en ek is betyds vir my afspraak, kan ek daai rooi lig skiep, en nie verwag dat geen kar my gaan stamp nie. In genade kan dit gebeur dat jy jou dalk gaan mis, maar glo vir my, as jou timing uit is, gaan jy jou binne in ICU of binne in die graf van ry. En God het niks daarmee uit te waai nie.
Want die rooi lig sê ons stop by die rooi lig en dat dit nie veilig is nie. En wanneer ek daai gaan oortree, gaan ek kom. So wat moes hierdie ouens doen? Hulle moes nog steeds die wagte uitsit. Kom aan, is jy by my? Dit beteken nie dat wanneer jy EPR of Mapogge het wat jou oppas by die huis, dat jy nie God glo nie. Dis die realiteite, dis jou deel wat jy doen. God will do the rest. Hoekom sluit jy jou veiligheidshek as jy gaan slaap? As jy dan weet God vertrou jou, hoekom sluit jy jou voorhek? Hoekom sluit jy jou voertuig? Los die sleutels in die driveway. Niemand gaan hom vat nie, want God pas jou goed op. Sorry hoor, hy gaan gesteel word. En God gaan niks aan my uit te waai nie. So daar's sekere goedes wat ek en jy doen en God doen die res. Ons kan nie arrogant raak rondom hierdie nie. So hierdie volk se hart is in hierdie bouproses in. En nou van hulle kant af sit hulle wagte uit, want niemand gaan my keer om te doen waarvoor God my gestuur het om te doen, is om hierdie muur te bou. So dit beteken ek sal van my kant af, my effort, my wese, ek sal insit om te keer dat die vyand hierdie assignment wat God my in my lewe gesit het, te kan keer. Hy gaan dit nie kan doen nie. So hulle sit wagte uit. Nee, jy sal met hulle God vertrou, jy sal met hulle weet wat God wil doen. Vers 10 sê, maar Juda het gesê, die krag van die lasdraers beswyk. En die pynhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. Nou sê vers 11. En ons teenstanders het gesê, hulle mag niks weet nie, niks nie, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en 'n einde maak aan die werk. Jy sien nou, hier kom God se hand in, dis die plan van die vyand. Maar God, nou sê hulle het wagte uitgesit, hulle is steeds met die bou, maar die werk word nou vertraag, so wat beteken dit? Ons is nou op 'n ompad. Ons is nou nie meer op die freeway in die sin van, ons kan nou bou vrylik soos ons wil nie, hier's 'n aanslag wat kom, hier's 'n vyand wat kom en help gou van my mense, halleluja. Beteken ons bou die kerk van Jesus Christus, die vyand probeer ons manipuleer met negativiteit, sodat jy van jou broers kinder, sodat jy van jou suster praat, sodat jy negatief raak en nie meer wil kerk, of wat ook al wil kom nie, of nie meer die werk, of jou volëinding wat God jou gee, jy wil nie dit meer doen nie, so wat gebeur, dis 'n ompad, maar wat sê ons nog steeds? Here, ek sal nog steeds u vertrou vashou, ek gaan hierdie oorbrug, ek gaan oorwin, want ek verander nie my assignment nie. Loof die Here. So wat gebeur in hierdie ouens, en wat, hier kom God se deel. So God waarsku hulle, en sê vir hulle, dis wat die vyand beplan. So hulle kan nou voorberei. Want nou sien ons in die 14de vers, en ek het dit gesien, en my opgerig, en aan die edeles en die leiers, en die ander mense gesê, julle moenie bang wees vir hulle nie, dink aan die grootte en gedigte Here. En veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Veg hulle vir God eintlik of veg hulle vir hulle families? Is eintlik vir God, nê? Want ons is mos 'n liggaam in Christus. As ek veg om jou te beskerm, veg ek vir God. As ek veg om jou rug toe te maak, veg ek vir God. Ek weet, baie keer verstaan ons dit nie, maar hierdie doen dit en hierdie doen dat, en jy sien niks, hoekom sien jy nie hierdie ou se foute nie, hoekom beskerm jy hierdie, en hoekom vat jy nie hom aan op wat hy doen nie, want jy sien, ek veg eintlik vir God, nie vir die persoon nie. As ek as herder van die gemeente, iemand wil beskerm, iemand wil vashou, iemand wil God, dan veg ek eintlik vir God. Nie net omdat ek daai persoon jammer kry, of daai persoon, dit is hoe dit hier gewees het, hulle veg vir hulle families, hulle beskerm, want hoekom? Hulle moet die muur klaarmaak in die assignment wat God hulle gegee het, dit kan nie verander nie, daarom moet broers en susters, manne en vroue, dis hoekom julle vir my moet veg, en ek vir julle moet veg, halleluja, en nie moet sien hoe gaan ek onder nie, hallo, is jy by my? Niemand sê, laat hom gaan, hy wil mos. Nee, wat doen ek? Ek veg vir my broers, ek veg vir my familie, want die muur moet klaar gebou word. Hoekom? Want maak al veg ek hom en haar, die assignment verander nie. Hierdie muur moet klaar gebou word. Al vertraag ons nou die bouwerk, en dan moet ons bietjie recap, en dan moet ons die vyand uitkyk as hy tussen ons inkom, maar die werk moet gedoen word. Hallo, is jy by my? Maar dink aan die Here, die groot gedigte, dink aan hom. Julle hoef nie bang te wees nie. Dis hoe hy hulle eintlik bewapen. Nie met die spiese en al die goed nie. Hy bewapen hulle met geloof. Hy bewapen hulle om te sê, God is groot, glo dit, hy kan julle vashou. Die 15de vers sê die volgende, en toe ons vyande hoor, dat hulle ons bekend geword het, en God hulle plan verydel het. Wie het hulle plan verydel? God. Ag nee, kom aan, as jy nou hierdie gevat het, nê? Jy kan nou al die ander goed, maar jy kan nou nie hierdie misloop nie. God het klaar die plan van die duiwel verydel.
Matteus 16. Want die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk, wat jy hier bind sal in die hemel gebonde, wat jy ontbond sal ontbonde wees. So ek sê vandag vir u, in die werk wat jy vir God doen, die duiwel en die vyand het 'n probleem daarmee en hy's baie kwaad. Maar weet jy wat? Hulle plan, die duiwel se plan is klaar verydel. Want toe Jesus dit spreek, toe sê hy, op hierdie openbaring, die Seun Jesus Christus, hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. So ek wil vandag vir jou sê, dat die vyand se planne om jou te vou, is deur God veredel. Ag nee, ek gaan 'n bietjie meer opgewondenheid is dit verwag. Draak my om masker en so 'n bietjie en sê, amen, dat dit so 'n bietjie kan uitkom, nee, halleluja. Ek het al vanmôre gedink, toe ek hierdie een van my dra, daai gaatjies is toe, want ek sukkel om asem te haal, daar. Ek moet nog daai gaatjies oopmaak. So skree halleluja, sommer so bo my, sê, ja, ek weet dat u is voluit, u is waarheid, halleluja. En toe die vyand dit hoor het, hulle bekend geword het God hulle plan verydel, het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk toe. Ons kan nie ophou werk as die vyand in ons middel wil inkom nie. Ons kan nie ophou werk as die vyand probeer om dit te breek. Ons kan nie ophou in die wêreld om die kerk van Jesus Christus te bou, omdat daar iets soos corona is. Ons kan nie ophou om te groei in die gees en om die kerk te bou omdat daar sweets is, of om maar verdeeldheid kom, of om met sekere mense 'n bietjie verdwaal nie. Ons kan nie die werk los wat God op ons hande gesit het nie. En al is ek op 'n ompad, beteken dit, ek het nog steeds dieselfde mense, ek het nog steeds die plan van God in my lewe, ek kan dit nie lose nie. Vers 17 sê, hy sê, van die bouers aan die muur, het die lasteraars hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werkspies vashou. So dit beteken, ons moet selfs beskerm, en steeds die werk van die Here doen. En dan hoekom moet ons beskerm? Want come on mense, die vyand gaan aanval. Ek spreek dit nie oor jou lewe nie. Dis omdat jy vir God iets doen, dat die vyand die volgende een is wat in jou deur klop. Jy moet bekommerd raak as hy nie in jou deur klop nie. Nee, maar Bernie, dis wat ek wil hê, hy moet my uitlos. Nou, ek wil dit ook hê. Jy weet, as iemand vir my deur al die jare, ek was 6 maande in die bediening. Ja, is my gesê, maar jy sal dit nie maak, ek gee jou 6 maande in die bediening. Of ek was nie 6 maande, ek was 3 maande omtrent. Hy het my gesê, ek gee jou nie 6 maande nie, as jy uit die bediening uit. En dit nie deur die duiwel nie, dit nie deur die vyand nie, maar eintlik deur een van die grootbroers, wat eintlik daar gesit is om my te help, om my te ondersteun. Sê toe vir my, in my assignment, om my bediening uit te lewe, om die kerk van Jesus Christus te bou, om 'n gemeente wat al 3 keer geskeur het, daar in die bos te gaan optel en te probeer om hierdie kerk net weer op te lig, sodat ons kan siele wen. Kom hy tussen ons in, en hy gebruik selfs die, wat jou moet opbou, om in jou oor te fluister, ek gee jou net 6 maande, dan sê jy uit, jy's 'n kyk in 'n snyter, jy sê, ek was 22 jaar oud, ek was nog eintlik, ek is skerry om te dink, ek was so oud soos my jongste gewees, ek was presiderende pastoor van die gemeente gewees, en toe kom hierdie groot, ons het eintlik vir my, wat al 30, wat ouer, langer in die kerk is, as wat ek oud is, wat eintlik my moet opbou, sê eintlik vir my, jy sê die vyand kom in, en dan kom traai my voordat die wegvat. Ek gee jou net 6 maande in die bediening. Nou as jy dit vir my sê, het ek daai dag het ek besluit, as jy my wil motivate om hierdie kerk te bou, sê vir my ek kan nie. Sê vir my jy het dit nie. Sê vir my ek sien nog gaan hy leegloop. Is daar iemand wat gou wil sê die kerk gaan leegloop? Sê gou vir my die kerk gaan leegloop. Motivate my net gou. Halleluja. As sê vir ons gaan die kerk bou in Mosambik, ons gaan nie nog 'n gemeente daar bou nie. Sê ons gaan nie die registrasie van die MP ook doen. Sê dit vir my, dan motivate jy my. Maar weet jy wat nog ek jou wys ek gaan? Ek wil die vyand wys, nie die mens nie, want dan ek veg vir julle. Dis nie die mens nie, die vyand kom tussen en hy gebruik selfs die mens om jou af te kraak op 'n baie fyn manier. Maar nou, vanmôre as jy nou hoor, halleluja. Sê gou vir jou land, jy luister nou. Jy moet nou mooi hoor. Gebruik die Here vir Bernie, nie omdat ek spesiaal is nie. Hier is nou inside info, soos wat God vir hulle inside info kom gee het. Pas op, die vyand wil kom, hy saai verwarring onder julle. En toe die vyand hoor, dis bekend by hulle. Hulle okay, nee wat, hulle sterker as ons. Jy sien, die duiwel weet, dat Jesus Christus het hom klaar verslaan 2000 jaar terug in die kruis, is klaar verslaan. Daar's nie meer 'n geveg nie.
Daar's nie meer 'n geveg of die duiwel gaan Jesus wen nie. Daai geveg is lankal gewen en oorwonne. Die geveg is of ek en jy die eindbestemming kan volg. Of ons kan verdwaal, maar nie die eindresultaat of die einddoel verloor nie. Hallo, is jy by my? I mean, come on, as jy op pad is Kaap toe, lekker Stellenbosch toe, of strand toe vir vakansie, ver pad, en hier so daar aan die ander kant, Bloemfontein vat jy verkeerde afdraai, en jy is 50 kilos op 'n verkeerde pad, maar jy gaan 2 weke strand toe, jy gaan lekker swem, die kinders is opgewonde, die armpies is gepak, die grafie is gepak, die kameras is gepak, die sambreel is daar, die costumes is daar, halleluja, die biltong is in die middel, halleluja, sien hom, en die sweeties, en al die goeders hier so, die coolerbox, hy idle so in die boot, met die lekker koue koeldranke, halleluja, ons stop nie daar by die Ultra City nie, ons het sommer ons eie koue koeldrank hier so, ek is op pad, maar 50 kilos draai ek af, en ek is 50 kilos op verkeerde pad, ek wip my so na ek agterkom, ek is 50 kilos op verkeerde pad. Ek draai om huis toe en ek gaan nie meer op vakansie nie. Ek sien jy vang hom nou. Ek sien jy is besig om hom nou te vang. Want ek het my hart, my boots, my kostuum en alles in hierdie vakansie ingesit. En niemand gaan my laat omdraai nie. Selfs 'n 50 kilo omdraai, en dan kom jy weer op die regte pad, dan kom jy aan die ander kant by Beaufort West en jy vat weer 'n verkeerde afdraai, en weer 50 kilos in 'n ander rigting. Vra vir ek en Kannetjie, hy het my lekker, gelukkig gesê hy die radio was af, ek het hom nie gehoor nie. Maar toe ons Kaap toe was, toe ons daai groot mission gaan doen het, toe daai trailer hierdie week was, ons sien hom, en ek sien weer al daai bumpers wat so geslat is deur daai klippe. Toe dink ek, ja, Kannetjie, Jesus het my daai dag, halleluja, ek was daarom nie dieselfde kar as hy nie. Ek het gevoel iemand ruk my stuurwiel so, maar ek het geweet wie nie. Maar ek speel. Maar ons kom op 'n verkeerde pad, die GPS. En ons is heeltemal op 'n grondpad. Ek weet nie of jy al daai pad gevang nie. Ek dink Johan het dit nou die dag getuig toe julle ook daai ene gevang daar by Kimberley. Is dit Kimberley, nê? Nee. Vang jy daai grondpad hier, ons vat 'n 50 kilo grondpad. Jy glo, jy kan nie verstaan nie. Daai pad is so gehobbel. Jy kan skaars 20 km/h ry, maar hy's 50 km lank op daai grondpad. Hy ruk daai kar, ag genade tog, halleluja. Maar weet jy wat? My hart was in dit om huis toe te kom na 'n suksesvolle sending, waar ons al die groceries en al die boere gaan bedien het. Ons het vir hulle gaan sing, ons het vir hulle gaan preek, ons het kos gevat, ons het voer gevat, my hart was om by die huis te kom. En toe ek daar verdwaal het, wat doen ons toe? Nee, want ons gaan nou maar net aan. Ons het gestop op die grondpad, toe eet ons elkeen 'n boereworsrol. Terwyl ons daai boereworsrol eet ons met die GPS en al die goeders, en toe gee hulle my die raad, ek moet eintlik die stem van my GPS na 'n man toe verander, want dan sou sy verdwaal het nie. Sê, sorry vrouens. Hy tannie het my heeltemal op verkeerde spoor gehad. Maar ek het nie my assignment verander, ek gaan nog steeds huis toe, want my hart is by die huis. Jy sien, as jou hart is waar God jou geroep het, sal niks jou laat omdraai nie. Is jou hart in die plek waar God wil hê hy moet wees? Vers 20 het gesê, en ek maak amper klaar hierso. Vers 20 sê, op die plek waar julle die geluid van die bassein hoor, daar moet julle by ons bymekaar kom. Onse God sal vir ons stry. Kom aan, kerk van die Here, halleluja. Maak nie saak waar jy is en hoeveel ompaai jy geloop het nie, hoeveel stryd, hoeveel keer het die vyand in jou oor kom fluister, hoeveel keer het jy al besluit om op te pak, hoeveel keer het jy al gedink, ek gaan nou maar al hierdie goeders los, en ek gaan maar net weer terug, ek gaan alles net oorboord gooi, hoeveel keer jy dit ook al gedoen het, wil ek vandag vir jou sê, ek ken 'n God, en hy sal vir jou stry. Niemand sal jou van jou saam kan. As jy weet dat God met jou is en saam met jou is, staan gou op jou voete. Halleluja. 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 Ek voel die openbaring is los in hierdie plek. Ek gaan net vol staan met daai gedeelte, loof die Here. Miskien terwyl jy so staan, wil ek net dit gou vinnig noem, net 'n praktiese, net gou jou geloof bou, net gou jou geloof stig, want ek dink ek het redelik klaar bedien, maar hoor gou wat ek sê. Moses hulle was, toe hulle in Egipte was die eindbestemming, wat God uitgeroep het, ek gee aan julle die beloofde land.
wat oorloop van melk en honing. Hallo, is jy by my? Wat het gebeur? Daai geslag het 40 jaar in die woestyn spandeer. En net Joshua en Caleb wat besluit het, ons sal God glo, hom vertrou, ons assignment is, ek gaan beloofde land in. En al die ander het besluit, ons gaan nie die beloofde land in nie. En het hulle die beloofde land gehaal? Nee, hulle het 'n ompad vir 40 jaar om dieselfde berg geloop. Hulle het so min gedoen, hulle skoene het nie eens versluit in 40 jaar nie. Hulle het net daar gesit en elke dag net die voorsiening van God geëet, maar nooit die eindbestemming behaal nie. So jy kan selfs wees en God voorsien en hy's daar, maar jy behaal nooit jou eindbestemming nie, as jy besluit het om dit nie te behaal nie. Maar weet jy wat? Joshua en Caleb het dit gevat, want onthou God se woord verander nie, want hy het sy volk beloof, ons gaan in die beloofde land. En Joshua en Caleb en die nuwe geslag wat gebore is, het die beloofde land ingegaan. Ek het nou die dag daaroor gepreek, hulle het so dit gevat, dat selfs die woord gesê het, die manskappe het gesê, as een negatief is, en een sê, ons gaan dit nie maak, jy maak hom dood. Soek nie 'n negatiewe woord nie, soek jy 'n vyand wat inkom, want hulle was voorbereid, hulle het gesien wat kan die vyand doen, met die eerste besending 40 jaar terug, het hulle nooit die beloofde land gehaal nie. So wat gebeur het? Alhoewel het ompad was, alhoewel het omdraai was, alhoewel Moses het nooit gesien het nie, het Josef en Caleb het gesien. En almal wat saam met hulle was. Ek sien Josef het 17 jaar gaan draai, van die droom gekry het, dat hy hierdie leierskap gaan vat. En dat God vir hom hierdie authority gee, dat almal voor hom buig. Maar daarna moes hy moes verkoop word as 'n slaaf. Hy het in 'n tronk gesit as 'n verkragter. Daarna moes hy self opbou en God openbaar drome in hom, sodat hy juis die koning se drome kan openbaar, sodat God hom tweede in bevel in die land kan kry, sodat hy die eindbestemming, dat God sy volk uit droogte wil inlei, sodat hulle kos kan eet, te kan behaal. Maar hy het nie sy eindbestemming verander nie. Hy het wel ompad geloop in die tronk, gevangenis en alles so. Halleluja, as hy by my loof die Here. Jesus dieselfde, die beste voorbeeld. Dieselfde kan ons praat van Petrus. Ons kan dieselfde, Petrus moes die verloning deurgaan die verloning deurgaan waar Jesus verloon het, totdat hy kon kom en die 11 wat saam met hom opstaan en sê, so sê die woord van die Here, want ek het die openbaring van die kerk van Jesus Christus. Dis hy vir wie Jesus gesê het, op jou openbaring Petrus sal ek my kerk bou. En wat gebeur? Hy verloon Jesus 3 maal toe die haan kraai. Toe sê, wat gebeur? Hy het bietjie verdwaal, maar hy het nie die pad byster geraak nie. Want toe Jesus op gaan bestraal met die Heilige Gees, en toe staan hy op Pinksterdag op, saam met die 11 manne, en duisende mense kom tot bekering. So al het jy bietjie verdwaal, God het nie jou assignment verander nie. Hy het jy dat bietjie geloos, het dit nie verander nie. Ag jou het. En vir u wat online kyk, baie welkom in hierdie gebed. Dat God juist daar is om jou op te lig. Dat God juist daar waar jy sit, by jou huis, dalk het jy al jou assignment gelos. Dalk het jy ook al jou eindbestemming, jou einddoel, jou roeping, het jy al een kant toe gesit. Het dalk gevoel, maar ek sien nie meer kans hiervoor nie. Ek kyk nou maar hierdie dienste so net om, dalk kom maar gebeur daar iets ergens. God het nog nooit die plan oor jou lewe verander nie. Plan is nog steeds dieselfde, tot sukses, en hy jou sleutels gegee, het jou authority gegee. Hy wil hê jy moet dit gevat, jy moet dit gebruik. Hy wil hê jy moet hierdie plan van die vyand sien, en jy moet oor dit klim. Want op daai rots van die openbaar, bou Jesus sy kerk, en die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Here, vir u wat vandag in hierdie kerk is, en jy staan vandag op een of ander stadium in jou lewe, waar jy nog net vashou, al is dit net met 'n puntjie, net 'n gedeelte. Ek het hierdie kant, ek het daai kant geswaai. Here, en al moet u my net weer hier, laat ek net weer op die pad kon kom, want ek weet, meester, u is met my, u is saam met my, u het die woord oor my lewe gespreek. Ek weet dat ek weet, ek het u volheid in my. Ek weet dat ek die sleutels het, ek weet dat u ook vir my die belofte gegee het, en ek weet, maak nie saak wat die vyand doen nie, ek gaan oorwinning op oorwinning kry, in die naam van Jesus Christus. Terwyl jy so staan, maak jy jou hande oop. As jy vandag op daai plek is, en sê, Here, hier's ek. Ek wil net weer op die pad wees. Openbaar aan my die werk van die vyand, dat ek hom sien, dat ek hom openbaar, dat ek nog steeds die spies in my hand hou, nog steeds die werk doen, maar dat ek nie omdraai nie. Here, ek wil ook vir hierdie gemeente bid, vir die bestuur van hierdie gemeente, vir ons uitreikingsspanne, Vader, vir die kerke wat ons wil bou, Vader, die plan wat U ons gegee het, Vader, nie my plan of 'n mens se plan nie, of die Team Jesus se plan nie, U plan om die kerk te bou, om siele tot bekering te bring. Here, ek wil bid dat U ons help, dat ons nie ons einddoel sal verander nie.
Vader, ons wil doen wat U vir ons sê om te doen. Gee ons nuwe krag. Gee ons nuwe sterkte. Maak ons so helder, dat ek die aanslag van die vyand kan sien. Vir U in jou eie persoonlike lewe, jou bediening, jou gawes, jou talent. Dit wat God jou gegee, die roeping wat U oor dit gesit het. Al voel dit vir jou mense breek af wat jy doen. Weet dit dat dit eintlik veg vir hulle om jou, want dan veg jy vir God. Here, ek bid nou elke bediening, elke man en vrou in hierdie plek. Vader, wat gevoel het om hulle bouplan in die kasboot te bære. Vader, ek haal die bouplan uit die kas uit en ek blaas die stof van dit af. Ek skrul dit oop in die naam van Jesus Christus. En ek bid in die gees dat hulle nou sien dat ek is op my eindbestemming op pad waar U my gestuur het. Ek dank U, Here, dat dit nou gebeur in die naam van Jesus Christus en in jou gees. Kom aan kerk, daar waar jy nou staan, online mense vir jou daar waar is. Ek sien hoe jy sien hoe jy op pad uitgeteken het van daar waar God gesê het jy moet wees en hoe jy afgedraai hierdie kant toe, daai kant toe. Jy kyk op die kaart, jy sien hoe jy afgedraai. God openbaar in sy gees waar jy afgedraai en in die naam van Jesus Christus draai jy om. En dit is dalk 'n paadjie voor jy weer op die pad kom, maar ek weet dat God die eindbestemming in jou lewe bevestig. Jy sien dit in jou gees vanmôre. Jy ervaar dit in jou en ek spreek dit oor jou lewe dat as God vir jou stry, halleluja, sal niemand teen jou wees. Jy gaan oorwin. Ons God sal vir ons stry in Jesus naam. Ons vat die woord, ons vat die belofte in Jesus heilige naam. Selfs huwelike Vader bid ek nou, ek weet nie, die gees van die Here lê op my hart. Ek weet nie, ek weet nie of dit online is of hier is in huwelik waar hy van jou iets anders vertel het. Want toe jy voor die kansel gestaan het, het jy gesê, doesn't matter what, of het siekte, kwaal, wat het ook, tot die dood ons skei, in die naam van Jesus Christus, maar die vyand het probeer om jou authority weg te vat, priester van die huis, moeder van die huis, vat gou dit op, halleluja, die belofte, dat dit wat God saamgevoeg het, kan geen mens skei nie, moenie omdraai nie, moenie opgee nie, vat dit in Jesus naam, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ek weet nie, ek voel ook in my hart, daar's negatiewe diagnoses, siektes, terminale siektes, dalk iemand online, waar oor jou lewe gespreek is, en jy het maar moed opgegee, en jy het dit gevang, maar ek wil jou aanmoedig om vanmôre net weer eens hierdie oorwinning te vat. Want die woord sê dat elke siekte, elke kwaal, elke krankheid die genees, halleluja. So vat daai genesing vanmôre in die naam van Jesus Christus in jou lewe. Here, ek bid nou vir daai persoon, vir daai woord wat oor sy lewe gespreek is. Ek bid 'n absolute getuienis van heling en genesing in daai lewe in die naam van Jesus Christus. Ek dank U vir die positiewe, Vader, resultaat, wanneer die medisy vir hom verklaar, dankie Here, hy is genees, in Jesus naam. Ek dank U dat U dit doen, Vader. Ek dank U dat U heel, ek dank U dat U goed doen. Ek eer U daarvoor, Jesus. Amen. En amen. Halleluja. Dankie Here. Kom skiet die Here lofoffer. Ag, die gees van die Here herinner my net gou in 'n klompie jare terug toe Roan, ons jongste, die groot beenoperasie gehad waar hy 8 maande op krikke was waar die been nie aangegroei het nie, en ons die tweede keer terug was na hierdie spesialis toe wat dit al oor die 30 jaar doen wat hy doen. Op stadium was daar net 2 in die land wat dit doen, wat hierdie beenverlengings en verkortings doen. En absoluut geniaal in wat hy doen, en ons was net voor die einde van die jaar daar, en hy het sommer vir my op die plate geteken, hierdie been groei nie aan nie, hy gaan nie aangroei nie, die been het getwist net na hy uit teater uit was met die nebufibromatoose wat hy het, en hy sê dis dood, die weefsels is dood, hy gaan nie groei nie, en hy het sommer op die plate vir my geteken, die operasie, hoe gaan hy die plaat insit, hoe dit insit, so nodeloos om te sê, ek en Roan het alleen teruggery daai dag van Pretoria af, en buiten hulle die trane gerol het ons baie vrae gehad, sê, yes, Here, maar al die maande, en nou moet ons weer 'n groter pen insit, weer 'n operasie, deur al hierdie gaan, en dit was 'n ongelooflike operasie gewees met ek dink op baie stadium het hy 39 kg geweeg, hy het soveel gewig verloor, en ons het die woord van die Here aangegryp, hierdie gemeente het saam met ons gebid, want ons God sal vir ons stry. Jy sê, die Vader net probeer om jou missie, maar daai been nie, want nebufibromatoose laat die been nie aangroei nie, dit is die groot neeweffek van nebufibromatoose waarmee hy gebore is, en weet jy wat, toe ons Februarie maand terugkom by daai dokter, en hy vat weer 'n plaat, net om te kyk of hoe dit lyk voor die operasie, en toe dit so opsit, het ek die eerste keer in al die jare, en hy was meer as 10 jaar, al die jare daai dokter gewees, het daai dokter gesê, in al sy jare is dit die eerste keer wat hy dit sien,
En daai dokter, vir die eerste keer hoor ek, daai dag dat hy sê, al wat hierdie been laat groei het, is gebed. Want niks anders het hom laat groei nie. Nou, as so spesialis en so wat so geniaal is, kan sê, ek kan uit 'n dooie situasie lewend maak. Hier sit Sammy voor, terwyl ek hom sien, ek het self met die neurochirurg in Nelspruit gepraat, wat oor hom was, toe hy breindood verklaar is. Daar was 2 neurochirurge, toe hulle die artikel in huisgenoot gedoen het. En ek het op die teerblad gestaan, toe daai neurochirurg vir my sê, en ek weet 'n neurochirurg, mense is nie sommer net enige ou nie, is 'n ou wat weet waarvan hy praat, wat gestudeer het. En hy sê vir my, ek kan vandag vir jou bevestig, dat daar geen impulse van daai brein af was nie, daai brein was dood. Hy sê, ek weet nie hoe nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, hy het lewend geword uit nou hel. So, God kan, uit enige dooie situasie, in sy genade, en as jy dink jy's te ver heen, dink weer, want God kan enigiets doen. Amen. Hoop het bless iemand, en vat geloof in jou lewe, in Jesus wonderlike naam. Amen. Halleluja. Ek wil vir die online mense baie dankie dat hulle ingeskakel het ook, en net voor hulle gaan vandag, gaan ons 'n lieflike offer opneem, of net aanmoedig, ook, ons gaan hou hom net by jy, ons gaan hom nou agteruit gee, so jy kan hom nog net so by jy hou, moet hom nog nie uitgee, of bykry nie, ons gaan dit daar agteruit gee, as gevolg van die regulasies, gaan ons dit sommer agter gee. Maar ek wil elkeen aanmoedig, en ook vir die online ouens, baie dankie sê, dat u ondersteun, en dat u ook in die koninkryk insaai, dat God u gebruik, en dat u ook daai fonds gebruik, om die koninkryk te laat groei. Selfs in 'n moeilike tyd soos hierdie, bid ons alles seën van die Here oor u finansies en oor dit wat u doen en dit wat God vir u gee, en dat u dit wel soos 'n goeie rentmeester by mekaar sal kry en by mekaar sal sit. Halleluja. So ek wil graag vir u, terwyl jy dit daar hou, en die online mense ook, vir u wat dalk gaan saai of EFT gaan inbetaal of gaan swipe agter, ek gaan nou 'n gebed doen, dit wat u nou gaan insit, dat die Here u gaan seën daarvoor, dat hy dit beskerm en dat hy enige aanslag van die vyand gaan hy onderskei, en jy gaan jou saad noem, en jy gaan die volle vrug daarvan kry in Jesus naam. Terwyl jy so staan, bid ek saam. Vader, dankie vir hierdie elke ene wat saai, Vader. Hulle online, hulle wat hier is, Vader, elkeen in die koninkryk, dankie dat ek seën oor hulle lewens spreek, Vader. Ek bid multiple, ek bid 60, 100voudig terug aan hulle lewens, Vader, op die gehoorsaamheid waarmee hulle vandag optree, Vader. Ek dank U, Meester, ek spreek beskerming oor daai saad, dat geen werk van die vyand naby dit sal kom nie. Openbaar die vyand se werk, sodat hulle werklik sal aanhou, sal bou, sal bly saai, en dat hulle ook die volheid daarvan sal ervaar. Ek dank U, Meester, vir getuienisse, ek dank U vir eposse, boodskappe, wat sal getuig van hoe U nodige situasies wat hulpeloos was, situasies wat verheen was, omgeswaai het, besighede gered het. Ek dank U, Here, want dis wat U doen. Ek loof U daarvoor, ek prys U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Halleluja. Vir ons online mense, die Here seën u. U moet 'n fantastiese dag hê, opwees in sy volheid en waarheid. Loof die Here, bid vir ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nie uitbeweeg